Hoofnuus vanaand, opruimingswerk begin in die vloedgetuisterde tuinroete, terwyl die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap tot rampgebied verklaar gaan word. Die DA maak groot beloftes oor verbeterde dienslewering in KwaZulu-Natal. Goeienaand en 'n warm welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Na dae-lange stortreën in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap gaan die Kouga munisipaliteit 'n ramptoestand verklaar. Minstens 40 inwoners is gered wat vasgekeer is toe die Gamtoosrivier sy oewers oorstroom het. Tientalle mense van Kouga, Kaukama en die Nelson Mandela Bay gebied het skuiling gevind in gemeenskapsale. Voorlopige skattings dui op skade van honderde miljoene rand. Groot skade is aangerig toe die Gamtoosrivier vroeër die week oor sy oewers gebars het. Eienaars van 'n hotel op die oewer, wat meer as 'n eeu oud is, sê hulle steier. Al wat trou is, wat in die toekoms nou gaan plaasvind, in die nabye toekoms. Ons is besig om reëlings te tref om dit dalk by 'n ander venue te hou, waar ons personeel dan die nodige kan doen. Maar dit is 'n baie moeilike tyd vir ons en ons was 'n groot slag. Die hotel is onbepaald gesluit vir herstelwerk. Die eienaar sê hulle is veral bekommerd oor die uitwerking op hulle bykans 50 werknemers. Al ons werknemers sal gaan nou werkloos wees vir 'n rukkie. So ons gaan kyk wat ons kan doen en kyk waar ons funksies nog steeds kan aangaan met funksies en waar ons hulle kan gebruik intussen tot alles nou herstel is. Die skade kom voor oor die hele vallei, insluitend pale, elektriese infrastruktuur, huise en plase. Die Kouga munisipaliteit sê hy gaan 'n plaaslike ramp verklaar ter wille van noodbefondsing en hulp. Hulle vermoed honderde miljoene rande se skade wat opgetel is in die boerderybedryf. So ons dan is daar natuurlik ons inwoners wat ook baie huise wat verwoes is en so voort, so wat ons kyk hoe ons kan help. Ons gaan 'n rampgebied verklaar binne die volgende paar dae en dit sal ons dalk help om ook ondersteuning vir hulle te wys. Vloedwater in laaggeleë gebiede het genoeg saamgesak sodat inwoners kan terugkeer na hulle huise. Nou lê die lang herbouproses voor. Sisipo Ngumbe, SAIK nuus, Gamtoosvallei in die Oos-Kaap. Die tuinroete distriksmunisipaliteit sê die oorstromings wat die streek die afgelope week getuister het, is die ergste in die afgelope 30 jaar. Opruimingswerk in die streek duur voort, terwyl nog reën en koue van maandag af in die Wes-Kaap verwag word. Die bykans 450 mense wat tydelik by gemeenskapsentrums en kerke gehuisves moes word, is besig om terug te keer na hulle huise na mate die vloedwater afneem. Minstens 45 paaie is steeds gesluit en water en elektrisiteit in die gebiede wat geraak word langsamerhand herstel. Opruimingsaksies oral is reeds aan die gang en ek kan ook berig dat sedert 2 uur gisteraand is die elektrisiteitstoevoer tot die groter dele van Plettenberg Baai herstel. Meidingspoort is nog steeds toe en sal ook toe wees vir 'n geruime tyd. Swerewekspoort is toe, is ook die Swartbergpas. Ons het ook 'n berig ontvang vanoggend vroeg dat rotsstorting op die roete tussen Oudtshoorn en die Kango-grotte daai pad vir 'n geruime tyd sal toemaak. En die alternatiewe roete is word tans geïnspekteer deur personeel van die distrikspadingenieur om te bepaal of die alternatiewe roetes veilig is om gebruik te word. Die skade wat die storms aangerig het, is oral sigbaar. Alles gelukkig dat die bome die hele huis getref het, dat die bome bo op die huis geval het. As die bome bo op die huis geval, jy kan sien hoe dik die boom is. Ek dink die boom is seker een van die grootste bome in Pakkersdorp. As jy kan sien, kyk daar waar hy gedeelte, kyk daar sy wortels.
En alles gaan baie gelukkig weet jy. It was quite intense. It went into a lot of people's houses actually, and made everything quite dirty. The foam has a little bit of a chemical in it, so it's like it's very hard to get off the walls or anything like that. But it was crazy. It came all the way up, and probably stopped by this line over here, by the grass line, and it was full quite high up halfway towards that sign, and surprisingly gone to there. Die Mosselbaai munisipaliteit het intussen waterbeperkings opgehef nadat damvlakke aansienlik gestyg het. In George het die Tuinroete dam vroeër op 47% gestaan, maar is nou na bewering meer as 80% vol. Laaste wat ek hier gewees het, was die damvlakke baie laag gewees en as 'n inwoner van George was ek 'n bietjie baie bekommerd dat ons damme sal leeg loop en die reën die afgelope dae wat geval het, was ek opgewonde om te kom kyk waar is ons dam levels en ek kan baie goeie improvements sien daarso en ek voel gelukkig ons het nou weer water in George. Intussen het die Wes-Kaapse regering sy rampgereedheidsmaatreëls verskerp. 2 koue fronte sal maandag en dinsdag in die provinsie inbeweeg wat nog reën en wind sal bring. Die stygende brandstof- en parafienpryse maak dit moeilik vir talle lae-inkomste werknemers om warm te bly in koue en nat weer. In Gauteng sê inwoners van die Chicken Farm informele nedersetting hulle sukkel om warm te bly. Inwoners van Chicken Farm in Soweto se Viwe Mabija sê die stygende parafienprys het dit amper onbekostigbaar gemaak om warm te bly. Hy vra dat SASSA toelaas verhoog moet word om huishoudings te ondersteun te midde van voortgesette prysstygings. Hy sê hy gebruik die R370 toelaag om te oorleef en indien die brandstofprys verder styg, beteken dit dat hy slegs parafien sal kan bekostig en nie kos nie. As much as in prices of my recycling now are decreasing due to Hy sê die herwinningspryse het toegeneem weens die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en veroorsaak dat parafien onbekostigbaar raak. Daarom moet hy hout gebruik om vuur te maak wat hom kan siek maak. vulnerable to diseases. 'n Spaza winkel eienaar wat al vir meer as 20 jaar parafien verkoop, sê haar verkope het die afgelope jaar afgeneem. Die stygings in die parafienprys lei daartoe dat ek dit nie kan bekostig om die getal liters aan te koop wat ek voorheen gekoop het nie. My besigheid lei daaronder omdat die geld wat ek gebruik het om goedere vir my winkel aan te koop, nou gebruik moet word om parafien te koop. Inwoners van informele nedersettings sê hulle het dringend hulp nodig, aangesien die stygende pryse dit moeilik maak om in die koue weer te oorleef. En Sitembiso Ngema is verkies tot die nuwe KwaZulu-Natal se voorsitter van die Demokratiese Alliansie. Ngema was die provinsie se adjunkleier en hy vervang François Rogers. Dean McPherson is herverkies as provinsiale voorsitter en Martin Meyer is die ondervoorsitter. Die DA wil in die plaaslike verkiesing op 4 November bewys dat hy sy steun kan uitbrei van stedelike gebiede na townships en die platteland. That election is not just about who gets to become a councillor, who gets to sit in the mayor's office, who gets to run a council. It will decide whether we can take the broken towns, the broken villages, this broken city, and whether we can fix them in this province. That is the day that we will decide that. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Dr. Nasipi Moya, vra kiesers om haar 'n verdere 5 jaar te gee, sodat sy veral dienslewering in die stad kan verbeter. Action SA het Moya, wat die afgelope 18 maande Tshwane se burgemeester is, weer as sy burgemeesterskandidaat vir die plaaslike verkiesing in November benoem. The first 18 months were about stabilization. The next 5 years must be about a restoration. When you restore, you put it into a permanent condition. It is about to restore our economy, to restore public trust in us as government,
that when you make a call to a call center, someone is going to take that call and do something about your plight. It's about a restoring opportunity. In Durban is 'n werker gered wat vasgekeer is nadat 'n gebou in die middestad ineengestort het. Die werkers was besig met opknapwerk aan die gebou in Montenaykerstraat toe die struktuur in mekaar getuimel het. Volgens berigte is 4 van die 5 werkers beseer wat ten tye van die ineenstorting op die terrein was. Die polisie het beslag gelê op meer as 17 miljoen rand se vervalste goedere in landwyse klopjagte. 16 verdagtes is ook in hegtenis geneem. Die items waarop beslag gelê is, sluit klere, sigarette en alkohol in. Volgens die owerhede is 33 operasies uitgevoer in die Vrystaat, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die Wes-Kaap. 9 van die verdagtes is vasgetrek vir die oortreding van immigrasiewetgewing en 4 vir die oortreding van die wet op vervalste goedere. In Rusland en Oekraïne het die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging van 'n 3-dag wapenstilstand bevestig. Trump het gister op sosiale media geskryf dat gevegte opgeskort word van vandag af tot oormôre. Lydens Trump se boodskap gaan die 2 lande ook 1000 krygsgevangenes uitruil. Vredesamesprekings het 'n dooiepunt bereik nadat Oekraïne Rusland se eis verwerp het om van sy grondgebied prys te gee. En net hierna die Johannesburgse Metro en Tesourie praat oor die stad se 25 miljard rand skuldlas. Die Johannesburgse Metro en die Nasionale Tesourie is steeds in samesprekings om die stad se benarde finansiële toestand te probeer beredder. In 'n brief van die minister van Finansies, Enoch Godongwana, wat die week uitgelek is, word onthul dat die Metro 25 miljoen rand, miljard rand skuld, terwyl die stad slegs 3,9 miljard rand kontant beskikbaar het. Ondanks Godongwana se uitgelekte brief, werk die nasionale regering steeds nou saam met die Metro. The Minister of Finance is engaging with the City of Johannesburg's political leadership, but at a technical level there's been, even before, long before, consistent engagements at a technical level between the Treasury officials and the finance team in the City of Johannesburg about their finances, about their liquidity ratios, their cash coverage ratios, their collection rates which have been falling, and so it's been an ongoing process to try to remediate and get the City of Johannesburg to do what it's supposed to do. Sarupen sê die Johannesburgse Metro is nie die enigste munisipaliteit wat ernstige aanmanings van die nasionale tesourie gekry het nie. Last year, lots of municipalities complained that the Treasury was withholding their equitable share, in many cases because they weren't paying pension funds, they weren't paying Eskom, they weren't paying water boards, they weren't paying SARS, their PAYE over for their employees. So we do this routinely as part of the legal mechanisms to try to correct the behavior at a local government level where we see very bad things happening. Volgens Moreru verbeter die Metro steeds dienslewering ondanks die uitdagings, soos om waterdienste aan inwoners te verskaf. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê gister se konstitusionele hof uitspraak oor die Palapala kwessie dui op die doeltreffendheid van die grondwet. Die land se hoogste hof het bevind die parlement se optrede was ongrondwetlik toe LPS 'n onafhanklike komitee se verslag verwerp het wat bevind het dat daar prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa is. Dit hou verband met $580,000 of sowat 62 miljoen rand wat in 2020 op sy Palapala plaas gesteel is. In how many countries would the president have gone off and attacked the judges
insinuated bias, told them that they're talking nonsense. No. What does our president do? The first thing he does is to say, I respect the judgment of our court. Nel was deel van 'n paneelbespreking om die 30-jarige viering van die aanvaarding van die grondwet te herdenk. Die grondwet het ook die weg gebaan vir mediavryheid. Before 1994, a journalist was not allowed to write about prisons and the conditions under which prisoners were held. And you know about Steve Biko? We were not allowed to write about police. Hoewel die grondwet fundamentele regte waarborg, insluitend die reg op menswaardigheid, die reg tot onderrig, gesondheidsorg en toegang tot skoon water, is dit steeds nie 'n realiteit vir talle Suid-Afrikaners nie. Die dag se sportnuus en weer vir môre volg net hierna, bly by ons. En ten slotte, grafte in die middel van die Richtersveld Nasionale Park in die Noord-Kaap trek al meer besoekers na die gebied. Die park wat meer as 160.000 hektaar beslaan, huisves honderde grafte van vroeë inwoners, insluitend setlaars wat daar geboer het tydens kolonialisme en apartheid. Sanparke wil die grafte beskerm en bewaring aanmoedig te midde van 'n toename in toerisme. Die Richtersveld Nasionale Park is besaai met grafte van Nama-mense wat eens op die vlaktes rondgeswerf het. Terwyl sommige grafte vir diere en mense verborge bly, lok ander wat meer sigbaar is, talle besoekers. Die Avenants is een van die pionierfamilies wat in die Richtersveld Nasionale Park geboer het, hoofsaaklik met skaap en bok. En hierdie area wat hulle gebruik vir hulle wintersweiding. Dese jaar het hulle se twee dogters verloor, Glodina en Susanna. Die Avenant grafte, die laaste rusplek vir Susanna en Glodina, word dadelik opgemerk. Die twee is as kleuters aan natuurlike oorsake oorlede. Hulle was die dogters van die pionierboere Paul en Daisy Avenant. Hulle grafte is later omheen, wat daartoe bygedra het dat dit 'n toeriste aantreklikheid geword het. Die rede hoekom dit vir ons belangrik is dat ons altyd nie ons geskiedenis verloor nie en dat dit altyd behou sal bly. En ook in respek van die Avenant familie wat self die grafsteen opgesit het en dan ook die heining omgesit het. Dit is definitief 'n attraksie vir toeriste. Hulle kom en hulle sien die kennisgewingbordjie, hulle lees 'n bietjie op daaroor en dan ook dit maak dit ook makliker vir hulle om nie by die grafte self te kom wat dan hoekom dit belangrik is dat daar ook nie erosie plaasvind as gevolg van te veel voetstappe daardeur. Sanparke sê die grafte is net so belangrik vir die gebied soos die inheemse fauna en flora. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Richtersveld in die Noord-Kaap. En net voor ons groet, die Roemeen Sorana Kirstia het vir 'n reuse opskudding gesorg toe sy die eerste gekeerde en wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka in die Italiaanse tennisope geklop het. En dis dan al van die Afrikaanse nuusspan vir vanaand. Ons is môre aand weer terug. Tot dan, totsiens.